Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy woord en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook ryklik sal seën terwyl ons hierdie waarhede een vir een aanhoor en dan ook ons lewens kan spieël in die lig van God se woord en om vir onsself die vraag te kan afvra, is dit wel met my siel? Nou ek kan vir u met groot sekerheid sê dat ek dink nie ek weet alles nie. Daar is ook sekere vraagstukke waarmee ek worstel, dan doen ek ondersoek daaroor en ek gaan raadpleeg die Bybel. Ek gaan kyk na wat ander skrywers geskryf het oor die bepaalde saak en ek maak die saak vir myself uit voor die Here om dan ook die beste antwoord te kry volgens wat die Here vir my in sy woord kom verklaar en openbaar. En so gaan ek vanmôre dan aangaan met hierdie reeks aktuele boodskappe. Vanmôre dan die gedagte, moet 'n kind van die Here deel wees van 'n gemeente. Nou vriende, ons beleef 'n tyd waar alles redelik los is. U sal met my saamstem dat ons beleef 'n tyd waar daar nie geweldig baie dissipline meer onder mense is nie. Mense is van mening dat elkeen sy eie opinie het, so my opinie en jou opinie is gelyk aan mekaar. Daar is min absolutes nog in die lewe. Mense sê, luister man, daar is nie meer 'n ding soos absolutes nie, en moenie vir my kom sê, jy's reg en ek is verkeerd nie, en ek wil nie vanmôre vir u kom sê, jy's verkeerd nie, maar wat ek vir u wil kom doen is ek wil u kom begelei uit die skrif, want u sien, God is ons skepper, en hy het die volste reg om vir ons te sê, as ons verkeerd is, maar ook ons te bemoedig, wanneer ons reg doen, en om so dan te verheerlik. So kom ons kyk bietjie vanmôre na die gedagte, moet 'n kind van die Here deel wees van 'n gemeente? Nou die meeste sê nee, dis nie nodig nie, en dan is daar verskonings wat geopper word soos geen kerk of geen gemeente kan my red nie. En dit is verseker so dat geen kerk of gemeente 'n mens kan red nie. Nog verskonings wat mense vandag gebruik, hulle sê in die hemel gaan daar nie 'n kerk wees of 'n denominasie wees of 'n gemeente wees nie, en ek stem met jou 100% saam dat daar nie 'n gebou in die hemel gaan staan nie. Daar gaan nie 'n bepaalde kerk se naam bo hierdie gebou in die hemel wees nie. Maar u moet baie versigtig wees, want u sien, die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is die mense wat deel is van die kudde van die Here. Maar ons sal nou by die antwoord uitkom. Moet 'n kind van die Here deel wees van 'n gemeente? Nog 'n verskoning of twee wat mense gebruik waarom hulle nie deel van 'n plaaslike gemeente is nie. Hulle sê, man, ek kan kerk luister op Facebook of op die YouTube kanaal of op TV of op radio en daar is in elk geval nie baie mense wat my daar irriteer nie. Ek kan aandagtig luister, dan kan ek aangaan met my dagtaak. Ek dink nie dis 'n goeie verskoning nie, want u sien, God het sekere opdragte vir ons in sy woord gegee. Ander mense sê, man, leerstellige verdeeldheid bring ongemak by my en ek stel nie veel belang aan mense se opinies en mense se stryery oor dogmatiek en oor leerstellings en oor al hierdie dinge nie. Ek wil graag interkerklik bly. Daarom luister ek na almal oor die radio en televisie en ek voel myself gemaklik so. En nog 'n verskoning wat mense gebruik, hulle sê, die kerk het my al so baie teleurgestel en die dominee en die lidmate, ek verkies om eerder by my huis te bly of kerkloos dan te wees. Nou ek wil vir u sê, geen een van die bogenoemde verskoningsvriende is Bybels geoorloof nie. As jy kind van God is, sal daar, luister, as jy kind van God is, sal daar 'n Godgewerkte, geesgewerkte begeerte wees om in te skakel by 'n plaaslike gemeente of 'n evangeliese of Bybelse kerk dan. Die Bybel is baie duidelik en eenvoudig daaroor dat lidmaatskap, vriende, ononderhandelbaar is vir die kind van die Here. Elke weergebore kind van God moet deel van 'n plaaslike gemeente wees. Dis 'n drang in sy binneste wat die Heilige Gees werk om saam met ander kinders van die Here te vergader. En vriende, Bybelse opdragte is baie duidelik vir ons dat ons moet die onderlinge byeenkomste bywoon. Kom ons kyk dan gou vlugtig na die gedagte, moet 'n kind van die Here deel wees van 'n gemeente? Die antwoord is omwonde ja, en die eerste rede, dis 'n Bybelse opdrag. Die Here sê in Handelinge 2 vers 47, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Die woordjie gemeente is die woordjie ekklesia, en beteken is 'n vergadering van mense wat saamgeroep word om in 'n publieke plek saam te kom. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons sal sien, 110 maal in die Nuwe Testament word die woord kerk gebruik, en 93 keer verwys dit na die plaaslike gemeente. Daarom is het belangrik om te sien dat 'n kind van die Here deel van 'n gemeente moet wees. 'n Volgende gedagte, moet 'n kind van die Here deel wees van 'n plaaslike gemeente? Verseker so, want lidmaatskap is die vervulling van die mekaar opdragte
in die Bybel. 58 maal in die Nuwe Testament vind jy die gedagte van doen aan mekaar en wees lief vir mekaar en dra mekaar en vergewe mekaar. En dis belangrik om te sien, vriende, dat dit gegee word vir die kinders van die Here. Romeine 12 vers 10 sê, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees eensgesit onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie. En vir wie is hierdie woorde geskryf? Vir die plaaslike gemeente, vir die broers en susters in die plaaslike gemeente waar hulle by mekaar gekom het om die Here te dien. Galasiërs 6:2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nog 'n rede waarom ons 'n lidmate by 'n gemeente moet word, ons verbind onsself tot leerstellige oortuigings. Daar's 'n spreekwoord wat sê, as ons vir niks staan nie, dan val ons vir alles. Daarom, vriende, moet jy 'n gemeente gaan soek wat Bybels die naaste aan die waarheid is. Wat Bybels verantwoordbaar optree, wat vir jou kan leer wat die Bybel sê, nie opinies, nie drome, nie visioene, nie stemme, nie ervarings, nie belewennisse, dis nie heeltyd sang en musiek, dis nie 'n lekker voel geleentheid nie, dis om in te kom, om te hoor, so sê die Here, sodat ek kan uitgaan om te doen wat die Here dan van my gevra het. Jy sien, gaan lees maar die Bybel, is baie duidelik daaroor, dat die Here vir ons dan ook leerstellig uit sy woord wil onderrig en begelei. Want die Bybel sê dat 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ek is vas oortuig dat die meeste mense wat by kerke besoek vandag, heel moontlik die Here nie ken nie. Waarom nie? Want hulle is nie lief vir waarheid nie. Hulle is lief vir ervarings, hulle is lief vir die seëninge wat die Here uitdeel aan mense, hulle is lief vir die emosie en die ervaring, maar die oomblik as die woord oopgemaak word en sonde word aangespreek en daar is sekere dinge waaroor ek oor die vingers getik word, dan verwyder hulle self van hierdie gemeenskap en sê, daar wil ek nie wees nie. Luister, leerstellige dinge is belangrik, want die Bybel sê vir ons dat ons met wysheid moet lewe in hierdie krom en verdraaide geslag. Dit is ook belangrik, vriende, dat ons lidmate moet wees by 'n bepaalde gemeente, want daar leef ons gawes en talente uit. Die Here het vir ons gawes en talente gegee. Gaan lees die Bybel. Daar is soveel gelykenisse wat daaroor vertel word. Maar ons het nodig om dit te gebruik in die plaaslike gemeente. 1 Petrus 4 vers 9 sê, wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos getroue en goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Dis ook belangrik om deel te wees van 'n gemeente, want dis die onderwerping aan gesag ooreenkomstig die Bybelse opdrag. U sien, no man is an island. Ons elkeen kan nie op sy eie aangaan en dink ons sal staande bly nie. Dan raak ons later 'n wet vir onsself en hierdie wet kan dikwels lynreg teen God se woord wees. Wanneer ons by mekaar kom, kan ons mekaar mede verantwoordelik hou. Ons onderwerp ons aan die Bybelse opdrag en gesag, die opsieners wat aangestel is. Ons het hierdie gedagte om mekaar te ondersteun en as ons Sondag mekaar te vermaan. Matteus 18 vers 15, as jou broeder teen jou sondig gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. As hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies 'n saak kan vasstaan. As hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Sien, hier is baie belangrik dat ons hierdie sake sal raak sien. Dis 'n Bybelse opdrag, dis die vervulling van die mekaar opdragte, dis 'n verbintenis tot leerstellige oortuigings, dis die uitleef van my gawes en talente, dis die onderwerping aan gesag ooreenkomstig die Bybelse opdrag en ook die wyse gebruik van my tyd en hulpmiddele. Vriende, daar moet tyd in die week wees wat ek eenkant sit vir die Here. Daar moet ook hierdie voorreg wees om te gee vir die saak van die Here, my tiendes en offergawes. Dis ook belangrik om deel te wees van hierdie Christelike gemeenskap, om dan vir die wêreld te wys, ek is 'n deelgenoot van die hemelse heerlikheid. En nou, vriende, die vraag wat mense my nou vra is nou, as daar nie 'n gemeente in my omgewing is, wat Bybels korrek optree nie, as daar nie kerke is waar die waarheid nog gepreek word nie, en daar is baie sulke plekke deesdae in Suid-Afrika. Ek wil vir u sê, die groot gebrek vandag is 'n gebrek aan waarheid. Mense is met soveel goed besig, maar die so sê die Here gedagte, die oopmaak van die Bybel en 'n goeie
uur se preek op 'n Sondag is iets wat heeltemal begin verdwyn in ons samelewing. Waarom? Want mense verruil die fontein van lewende waters vir gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Daarom sukkel die kerk van die Here so. Daarom is daar soveel mense wat binne die kerk sit wat meer probleme het as mense wat buite die kerk sit, want hulle kry nie God se woord nie. Luister, sang en musiek, ervarings, emosies, al hierdie goed wat mense jou aanbied vandag, kan nie die suiwere prediking van God se woord vervang nie. Hoor wat ek hier sê. Is elke keer wanneer die woord gepreek word, dat die Heilige Gees optree en hierdie woord ook in harte lewend maak. So wat doen jy nou as jy nie 'n kerk kry wat met die waarheid besig is nie? Ag vriende, ons het hierdie geval al 'n paar keer gehad. Die eerste opdrag is dat ons dan hierdie waarheid op 'n manier moet soek. En die voorreg wat ons vandag het, is om deur die sosiale media betrokke te raak. En daar het by ons ook in die gemeente of in die dorpie daar in Suidwes in Okahanja, het daar 'n gemeente spontaan ontstaan, 'n man en vrou wat begin op hulle televisie die boodskappe luister het. Hulle het mense begin nooi en hulle is nou 'n gemeentetjie daar. Hulle hou mekaar mede verantwoordelik. Hulle luister Sondag na die boodskap. Daar word saam gesing, daar word saam gemeenteetes gehou, daar word saam nagmaal gebruik en so het hulle 'n gemeente geword in hierdie plek. Alhoewel daar nie 'n plaaslike kerkgebou of 'n gemeente daar is wat met die waarheid besig is nie. Kon hulle 'n gemeentetjie begin het en vriende daar in Walvisbaai, in ander plekke in ons land, hoor ek van hoe gemeentes spontaan ontstaan waar 5 of 6 of 7 by mekaar kom en sê ons is lief vir die waarheid, ons is lief vir die woord. Kom ons luister na 'n prediker wat met hierdie waarheid besig is en dan groei hierdie gemeente spontaan en later kan hulle kerkgebou kry, 'n predikant beroep en so dan volwaardige gemeente wees, soos wat ons dit vandag ken. So die antwoord is eenvoudig, dat ons by mekaar moet uitkom, dat ons die woord van God moet hoor, en dat ons sal bly soek, as ons miskien op 'n plek is waar die waarheid nie is nie, dat ons sal bly bid en vra, Here, stuur vir ons 'n prediker, stuur vir ons 'n man wat God lief het, 'n man wat lief is vir die woord, wat die woord kan bedien. Verwyder hierdie predikant, wat met sy boosheid besig is, en ag Here, gee weer vir ons, in ons dorp, in ons plek, in ons omgewing, 'n tuiste waar ons U kan dien en kan aanbid. Mag die Here ons genade gee, dat ons hierdie waarheid sal verstaan, en dat ons sal smag en dors na die gemeenskap van die heiliges, want dis hoe God dit bedoel het. Hy sê vir ons so duidelik, en ek sluit daarmee af, sodat U kan hoor wat die Here vir ons self uit sy woord sê. Hy sê vir ons daar in Hebreërs die 10de hoofstuk, en dit is my sulke kragtige woorde. Hy sê, en laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Sien, ons beleef amper 'n tyd soos wat die mense in die vervolgde kerk beleef, waar hulle ver moet reis en baie keer by huise by mekaar moet kom en baie keer by plekke by mekaar moet kom, net om die waarheid van die woord aan te hoor. Mag ons getrou bevind word om saam met mekaar te kom, die onderlinge byeenkomste by te woon, mekaar te bemoedig, mekaar te vermaan, mekaar op te bou in die allerheiligste geloof en so gemeente van Christus te wees. Baie seën, baie liefde, baie groete. As daar enige vraag verder is u welkom te vra. Groete, mooi dag verder te raak.